Hallo en welkom terug by Weet jy van Wetenskap. Vandag wil ek voor die episode begin net julle aandag op 'n paar goed vestig. Nommer 1, hierdie episode handel oor forensiese patologie, wat beteken ons hanteer baie sensitiewe sake soos wyse en oorsaak van dood. As julle sensitief is wanneer dit kom by hierdie onderwerpe, asseblief hou dit net in ag. Nommer 2, ons vat ook 'n bietjie aan entomologie in hierdie episode. So as dit iets is wat vir julle prikkel in terme van belangstelling, asseblief gaan sê hallo vir ons vriende by Tiny Tutor ZA. Hulle maak ongelooflike video's oor insekte, spinnekoppe en ander klein diertjies met behulp van kunsmatige intelligensie. En onthou om vir hulle te sê, ons het julle soontoe gestuur. Nou, laat ek nie verder aankarring nie, kom ons kyk die res van die episode. Weet jy van wetenskap? Dis atome wat skud en draai. Weet jy van wetenskap? Van sterre tot jou slim voorskerm. Weet jy van wetenskap? Van selle tot die wolke boe. Weet jy van wetenskap? Let's go! Welkom terug by Weet jy van Wetenskap. Vandag het ons 'n lekker lewendige episode vir julle vandag. Dr. Shuyana Bason is hier om met ons 'n bietjie te gesels oor forensiese patologie. Wil dokter self dalk voorstel aan die mense gou. Eerstens, dankie Janine, ek waardeer die uitnodiging. En ja, ek is Shuyana Bason. Ek is 'n finale jaars forensiese patologie registraar by die Universiteit van die Vrystaat. En ja, ek is hier want ek voel ek het 'n ongelooflike passie vir nie net wetenskap nie, maar ook medisyne, en forensiese patologie is 'n goeie kombinasie van die twee. En dan, eerste vraag, wat is 'n forensiese patologie en hoe verskil dit van gewone patologie? So, kom ons begin net met die woord patologie. As ons na Latyns kyk, kom dit van die woord pathos, wat disease beteken. Ek wil net, voordat ons verder gaan, net ongelooflik om verskoning vra dat ek ons taal so 'n bietjie gaan meng. Wat ek doen is totaal in Engels. Die lijkskouings wat ons doen, die verslae wat ons skryf is in Engels. As ons hof toe gaan, is dit in Engels. So my basis, my fondasie is alles nou in patologie in Engels. So ek gaan dit so 'n bietjie men, asseblief, ek vra verskriklik om verskoning. Back to basics. So pathos van die Latynse woord disease. So the study of disease. So patologie gaan basies oor ons kyk na siektestoestande en dan ondersoek ons hulle. Forensiese patologie spesifiek is 'n veld wat fokus op nadoodse ondersoeke en om te probeer vasstel wat die oorsaak van dood is. Ons het 'n paar ander dingetjies ook, maar dit is die basis waaroor dit gaan. En dan ander patologievelde is byvoorbeeld kliniese patologievelde waar hematologie wat basies met bloedmonsters deel en stollingsiektes en so as 'n voorbeeld. Dan's daar virologie, microbiologie, hulle kyk na mikroorganismes, veral bakterieë en fungi en virusse. En dan is daar anatomiese patologie of histopatologie, dis basies dieselfde klomp patologiese, as jy dit onder 'n sambreeltjie wil sit. Wat hulle doen is hulle kyk na weefselmonsters, byvoorbeeld 'n moesie wat hulle ergens van die lyf afhaal, 'n mastektomie, al daai weefsel word dan opgesny in hulle lab en dan kyk hulle onder die mikroskoop presies wat aangaan. Is dit 'n infektiewe oorsaak? Is dit 'n maligne ding? Is dit 'n ding wat dalk glad nie kwartaardig is nie? En dan is daar, so daai is die hoofpatologie velde. Almal van ons kyk basies makroskopies na ietsie en dan weer mikroskopies. 'n Groot deel van die ander patologievelde kyk mikroskopies na dinge. Ons forensiese patoloog kyk eers makroskopies na iets en dan as ons nie genoeg antwoorde kry nie, dan kyk ons mikroskopies na van die weefsel. Ja. En voor ek die volgende vraag vra, ons het 'n bietjie van 'n debat gisterand gehad as huis. Gebruik 'n mens, as 'n mens praat 'n mens van 'n liggaam, 'n kadaver of 'n lijk, as ons nou tegnies moet wees, wat is die regte term wat julle sal sê?
Ek dink dit hang seker af van mens tot mens, maar van wat ek in my ondervinding beleef het, praat ons maar van 'n liggaam of 'n lijk. Partykeer praat ons van kadawers as dit kom by lyke wat in formalien gebalsem word. As gebalsem eers die regte woord is, dalk nie, maar gepreserve word. Sodra iets preserve word vir akademiese doeleindes, veral by universiteite waar studente opgelei word, daai verwys ons na kadawers. Hulle word ingespuit met formalien en dan mooi toegemaak in doekies sodat ons die weefsel kan behou sodat studente kan leer. By ons labs, omdat dit vars lyke is of vars liggame is, praat ons nie regtig van kadawers nie, want hulle word nie behoue in enige manier gehou met een of ander chemiese stof soos formalien nie. So ek dink dis die verskil as ek nou net off the bat probeer moet vergelyk wat die verskil is. So ons praat van liggame of lyke, maar nie van kadawers in wat ons doen nie. Ja. Okay, so dan kom ek gebruik maar die woord liggaam dan vir veiligheidshalwe. Ja, safety first. Ja. As die liggaam by julle laboratorium kom, wat is die prosedure wat dadelik begin sodra hy daar kom? So ons moet verstaan, vir 'n liggaam om na 'n forensiese lab toe kom, moes daar 'n paar prosessies voor dit gebeur het. Enige iemand kan nie net die liggaam optel en na ons toe bring nie. Dis nie soos 'n hospitaal nie. Daar is geregtelike prosesse wat moet plaasvind voordat die liggaam by ons uitkom. Waarvan een is, die polisie moet in kennis gestel word dat iets onnatuurliks gebeur het. En of soms gebeur 'n geval ietsie by die huis wat 'n familielid nie regtig weet wat om te doen nie, dan bel hulle ook die polisie. As die oorsaak van dood vir die polisie maar nie natuurlik obvious lyk nie, dan sal daai liggaam ook na ons toe kom, maar die polisie moet die liggaam half goedkeur om na ons toe te kom, en dit word gewoonlik saam met 'n vorm gestuur wat ons 'n SAPS 180 vorm noem. So dis die eerste stapie, daar's 'n geregtelike proses vir enige liggaam om na 'n forensiese lab toe te kom, en dan is daar 'n klomp ander prosesse. Ons staf, die Forensic Pathology Services, mens sien hulle soms op die pad, as jy hulle sien, moet jy weet, ergens het iets noodlottig gebeur. So hulle gaan dan ook na so scene toe, om dan die liggaam op te tel en in die motor of die wat ook al transportmedium hulle gebruik, na ons toe dan te bring, en daar's ook 'n stel vorms wat hulle invul om die liggaam te registreer. In byvoorbeeld Bloemfontein sal dit 'n BDR nommer wees, it's the Bloemfontein Death Registration Number. So elke liggaam wat sterf, veral onnatuurlik, kry so 'n nommer, en dan kom die liggaam na ons lab toe. So dis 'n basiese geregtelike proses wat al klaar plaasvind. Die polisie moet in kennis gestel word, en ons staf moet die liggaam gaan haal en na ons lab toe bring. Dan as die liggaam by ons kom, maak ons seker daai vorms en daai werk is in plek, en dan word die liggaam gestoor in een van ons yskaste. Just to say, very proud, Bloemfontein het een van die grootste labs in ons land. Ons het plek vir 250 liggame. Dit is ongelooflik groot as jy dit vergelyk met die ander lijkshuise. So dan kom ons liggame na ons toe, ons het die papierwerk, en dan maak ons altyd seker ons liggame is genommer, sodat daar identifikasie gehoue bly. En dan, as ons dan die dag ons lysie kry van liggame wat geondersoek word, vergelyk ons eers al ons papierwerk met die liggaamnommer, en dan gaan die proses aan, waar ons verder die dood sal ondersoek. Ja. En is daar 'n verskil tussen oorsaak van dood en wyse van dood? Ja, so oorsaak van dood, die cause of death, en dan wyse van dood is 'n manner of death. So cause of death vir ons in Suid-Afrika is die rede hoekom ons dit wil ondersoek, is omdat ons wil weet, is daar 'n natuurlike oorsaak of 'n onnatuurlike oorsaak? As dit natuurlik is, beteken dit niemand gaan verantwoordbaar gehou word vir iemand se dood nie. As dit onnatuurlik is, beteken dit dat daar 'n waarskynlikheid ontstaan het dat iemand verantwoordbaar gehou kan word vir iemand se dood. En dit is ons rol, is om vas te stel, was hierdie 'n ongeluk, was hierdie 'n homicide, was hierdie 'n suicide, of daar's gevalle wat dit undetermined is, wat ons regtig alles probeer het, maar ons weet nie wat die oorsaak is nie. So daai is basies die goedjies wat onder wyse van dood val, of manner of death,
En in Suid-Afrika is 'n forensiese patoloog nie verantwoordelik vir daai roep per se nie. Dit is in die howe besluit dit. So ons ondersoek die liggaam, ons vat weefsel, ons vat toksologie, ons maak alles bymekaar om tot die cause of death te probeer kom, en dan help die howe ons met 'n manner of death. So hulle besluit dan op die ou end was hierdie oorsaak, nadat hulle al die ander bronne ingesamel het, is daar ander getuies wat daar was, is daar ooggetuies, is daar camera footage, is daar enigiets anders wat ons kan help met hierdie saak, maar dit is die howe wat die wyse van dood in Suid-Afrika bepaal en nie die patoloog nie. Ons gee net ons weergawe van wat ons vind op die menslike liggaam, wat vir ons kan wys in watse rigting dit gaan. Ja. En as 'n mens nou die liggaam daar voor die tafel het en 'n mens moet begin die ondersoek doen, wat is die stappe wat 'n mens volg om daai ondersoek te doen? So die hele proses begin eintlik nie net daar nie. Dit begin eintlik by die scene. So 'n forensiese patoloog is gebore met 'n sixth sense. Ons is gebore vir 'n oog vir detail en ons kan klein goedjies dadelik agterkom wat ander mense nie noodwendig sal sien nie. So ons sal gewoonlik na die scene toe gaan, ons sal dadelik daar begin kyk, is die deur gesluit, is daar enigiets wat gebreek is, lyk dit asof hierdie persoon gestruikel het, lyk dit asof hy enige wonde op sy lyf het, is daar enige ander bloedspatsels in die area, is daar enige diere om hom, is daar enigiets wat lyk asof hierdie ou homself moes verdedig. So ons werk begin daar, en dan probeer ons soveel as moontlik van die evidence preserve, as daar goedjies op sy lyf is, probeer ons soveel as moontlik om nie daaraan te vat nie, ons probeer sy hande en sy vingers behoue hou, dat as daar trace evidence, soos wat ons dit noem, onder sy naels of op sy hande is, dat dit behoue bly. En dan beweeg ons liggaam in 'n proses van daai, wat ek klaar verduidelik het, ons forensic pathology services kom haal die liggaam, vat hom na ons lijkshuis toe, en van daar af kan ons 'n verskeidenheid van dinge doen. As dit byvoorbeeld 'n skietwond geval is, sal ons eers 'n Laudax doen, en 'n Laudax is soos 'n fancy extraal masjien. Ons sit ons liggaam op 'n tafel en ons stoot hom deur 'n masjien, en die masjien wys vir ons waar daar enige fragmente is, of dit projektiele is, of dit shrapnel is, of dit dele is van 'n projektiel wat afgebreek het, en dit kan ons dan binne in die liggaam sien, en dan raak ons meer bewus ook van patterns of injury. Ons sal byvoorbeeld frakture sien, en dan dink ons terug aan die scene waar ons was, ons het nou hierdie gedoen, ons hou die hele tyd trek of alles by mekaar inpas. Nadat ons dit gedoen het, het ons die liggaam voor ons, en dan inspekteer ons die liggaam, ons doen 'n external examination, so ons sal byvoorbeeld die klere, die liggaam aanhou met die klere, ons sal eers die klere mooi bekyk, ons sal kyk vir spatsels, ons sal kyk vir enige patterns op die klere, of dit nou 'n skietwond is, of 'n steekwond, of die klere geskeur is, of daar enigiets op die klere is wat ons idee kan gee, wat trek hou met wat ons gesien het by die scene, en dan haal ons die klere af, en dan kyk ons na enige eksterne beserings op die liggaam, van kop tot tone, soos wat enige normale dokter sal doen as jy na ongevalle toe gaan, ons deurkyk die liggaam, deursoek die liggaam, en dan besluit ons watter metode ons gaan gebruik om die autopsie te doen, en dan is daar verskeie tegnieke wat ons kan gebruik, maar gewoonlik dan doen ons 'n interne exam, so ons sny dan oop en ons haal organe uit wat ons wil ondersoek, ons weeg hulle, ons meet hulle, ons versamel enige ander iets wat ons kan help om die cause of death vas te stel, en dan kan ons ook vog versamel, vitrusvloed, so voggies uit die oog, ons kyk na maagcontent, ons kan bile, ons versamel bloedmonsters, urinemonsters, en dan af van die geval, soms maak ons weefsel by mekaar, ons vat stukkies van die brein, of die long, of die milt, of enige iets wat ons kan help met ons verdere ondersoek, om vas te stel wat die definitiewe oorsaak van dood is, en nadat ons al daai goedjies by mekaar gemaak het, dan het ons 'n proses wat ons bietjie sit, en alles by mekaar sit, en dan skryf ons 'n verslag, wat dan saam met
die res van die ondersoek, die polisie se investigating officer se papierwerk na die hof toe gaan en daar gaan die hof besluit of hulle ons wil hê in die hof en of ons verslag goed genoeg is vir hulle om 'n call te kan maak oor die manner of death. Kan iemand verantwoordbaar gehou word? Is hierdie homicide? Het hierdie persoon dalk hulle eie lewe geneem? Is dit suicide? Of was dit net genuinely 'n ongeluk? Of in die worst case scenario wat niemand wil hê nie, is undetermined, wat beteken ons kan nie vasstel wat gebeur het nie. Ja. En dan, vir interessantheid, ek het nou onlangs Nicole Engelbreg se boek Klipkoud gelees, en iets wat vir my uitgestaan het, sy het van 'n geval gepraat van iemand wat hulle gedink het, 'n rukkie dood is, maar toe vind hulle uit die persoon is nie so lank dood soos wat hulle gedink het die persoon was dood nie. Hoe bepaal julle wanneer iemand dood is? So daai tydperk noem ons die postmortem interval. Dis basies net 'n paar dingetjies waarna ons kyk. Ons kyk na goedjies soos rigor mortis. So rigor mortis is basies net die styftrekking van die liggaam en die spiere, soos wat die liggaam afkoel. En dan is daar algor mortis. Algor mortis is basies die temperatuur buite wat dan 'n invloed het op hoe vinnig die liggaam afkoel. En dan het ons ietsie wat ons liver mortis noem. Nou liver mortis is dieselfde as lividity. Mense hoor altyd op hierdie TV-kanaal, hulle praat van die lividity, dis dieselfde ding. Liver mortis is basies die bloed wat settle in die gravitasie dependent areas. So, as 'n mens plat op jou rug lê vir 'n tydperk, as jy dood is, pomp die hart nie meer bloed nie, so die bloed is dan besig om te settle in die dele wat gravitasie aftrek. So gewoonlik as jy op jou rug lê, sal dit na jou agterkant van jou bene, jou boude, jou rug, jou boorgedeelte van jou rug, dit waar dit sal settle. En dan kyk ons ook na insekaktiwiteit. So entomologie is een van die dinge wat my so baie fascineer en ek so passievol oor goggas in forensies. Dis want ek nog gaan, but we'll get there when we get there. Dan kyk ons ook na die omstandighede waarin die liggaam gevind word. Is hy in 'n berg gevind waar dit toe is en koud is? Lê hy buite in die son? So daar's allerlei temperature wat ook 'n verskil kan maak. Is die persoon gekleed? Is die persoon baie oorgewig wat as 'n insulator dien? Was die persoon dalk baie siek voordat hy oorlede is, wat the rate of decomposition of die versnelling van ontbinding kan aanwakker. So daar's sekere dinge wat ontbinding stadiger maak en daar's sekere dinge wat dit versnel. Koue verstadig die hele proses. So 'n persoon wat buite in die sneeu doodgaan, gaan baie lank in 'n immaculate kondisie bly, waar as iemand ergens in Dubai in hittige son oorlede is en in warm hitte gaan baie vinnig ontbind. So daai is basies die postmortem intervals, gebruik al daai faktore en hoe vinnig hulle inset om 'n call te kan maak. Ons het 'n rule of thumb wat ons in forensies gebruik. Ons het basies 4 dinge waarna ons kyk. Ons sê tussen 0 en 3 ure is 'n liggaam warm en flaccid. Okay? As iemand vir meer as 3 tot 8 ure oorlede is hy warm en stif. En dan van 8 tot 36 ure is hy cold en stif. En enigiets bo 36 ure is hy cold en flaccid. So ons gebruik daai rule of thumb en dit kombineer al hierdie ander dingetjies waarvan ek gepraat het. So ons gebruik dit om die postmortem interval vas te stel. En dan, wat is die grootste leidrade waarna jy kyk as jy 'n liggaam kry? Jo, jy vra moeilike vrae. So dit hang af, weer eens soos wat ek gesê het, die hele proses begin by die scene. Daar sal ons uitkyk vir dinge soos forced entry byvoorbeeld. Kom ek gee vir jou 'n scenario. Iemand wat hang in 'n vertrek wat geslote is. Kom ons sê die deur is van binne af gesluit. Die vensters is nie gebreek nie, die plek is netjies. Dit is hoogs waarskynlik iemand wat hulle eie lewe geneem het. Maar kom ek verander vir jou die scenario. Kom ons sê die deur is oop, daar's 'n venster gebreek, daar's ander kneuswonde aan die persoon. Dis nie net 'n mooi ligatuur om die nek nie. Daar's byvoorbeeld ander beserings, daar's bloedings, daar's ander wonde op die mens se lyf. Moet mens altyd wonder, is hierdie
wat die prentjie geskets, is dit die prentjie wat geskets is, of is hier iets anders dan die broei? Dit is 'n verskriklike geval, ek sal dit nooit vergeet nie, maar dit is ook 'n geval van iemand wat gehang het, maar sy het redelik alleen gebly, so niemand het ooit gou vir haar kom soek nie. Dit was 'n ouerige vrou, en sy het toe gehang, maar het toe in 'n stadium van ontbinding ingegaan. So ons vermoed, dit was ook redelik warm waar sy gebly het, dat dit al vir 'n paar dae so was, tussen miskien 5 of 8 dae. En wat ons toe gevind het, is dit was glad nie 'n hanging, wel dit was nie 'n suicidal hanging nie, dit was 'n homicide. Iemand het haar eers vermoor, hy het haar gesteek en toe opgehang. So, mens kyk maar wat in die omgewing is, en dan kyk mens ook op die liggaam, of die scenario wat geskep is, hierso voor jou speel. En as dit nie is nie, dan vra ons baie ander vrae, en ons skryf dit ook in ons verslag, sodat ons die howe kan help, wat op 'n stadium moet sê, hierdie is suicide, of hierdie is homicide. So soveel as wat ons nie regtig sê wat die manner is, of die wyse van dood nie, help ons die howe om daai call te kan maak. En net om terug te gaan na die entomologie toe, is daar, soos as ons kyk na insekte, plante, of selfs ander natuurwetenskappe, hoe beïnvloed dit die werk? Ja, so, entomologie, ek gaan hom nou as 'n voorbeeld gebruik. Ek weet nie of het voor jou tyd is nie, maar jare terug was daar, ek dink dit was in 2004, het Lee Matthews, is sy vermoor, sy was 'n student, en 'n spinnekop is wat haar antwoord op haar dood was. Dit het die hele proses aan die rol gesit, en ek gaan net gou verduidelik hoe dit gebeur het. So basies is sy's vermoor, en is toe in 'n vrieskas gehou vir omtrent 11 dae. En daarna is sy na 'n plek in Walkerville gevat, en daar is haar liggaam toegelos. En die rede hoe hulle tot daai slotsom gekom het, is dit was redelik warm daai tyd van die jaar. So, insekte sal dadelik, as daar 'n lijk of enige vorm van decomposition begin plaasvind, sal veral vliee, veral die blou flies, hulle sal eerste daar wees. En daar was geen vliee op haar liggaam whatsoever nie. So al klaar het hulle bespiegel dat wat die ou gesê het nie waar is nie. Die Donovan Moodley wat toe in skuldig bevind is, het gesê, hy het haar vermoor op daai plek. Maar dit is absoluut onwaar, hulle het toe later uitgevind, sy is gevries vir 11 dae. Okay, so dit is die feit dat daar geen insekaktiwiteit soos vliee op haar was nie. Insekte kom dadelik, binne 24 uur sal jy ten minste vliee hê. Die spinnekop storie is op haar bobene, is daar 'n klein web gevind, en dit was 'n funnel spider, en want haar liggaam is in 'n veld gevind, en die entomoloog het toe besef, hierdie funnel spider se webbie is 'n paar ure oud, en dis baie ongewoon, vir iemand wat 11 dae daar lê, om 'n klein vars webbie te hê. So wat die Donovan Moodley gesê het nie sin gemaak nie. Haar liggaam moes vir 'n baie kort tydperk daar gewees het, vir hierdie klein spinnekoppie, om daai webbie in so 3 of 4 ure het hulle toe gesê, te gespin het. So, insekte kan vir ons verskriklik baie vertel, veral vliee, hulle is altyd ons eerste targets, en dan besies, en dan ook spinnekoppe. Plante verseker as 'n liggaam in 'n omgewing is waar daar fungi of ligene, hulle kan verseker op die liggaam begin groei, hulle hou van warm, moist areas, en soos 'n lijk besig is om te ontbind, kan plante groei ook daar plaasvind, en dit kan ons ook help as die liggaam geskei word, want sekere plante kom in sekere plekke voor. So as jy nou die liggaam skuif en sê nee, dit is nie die scene of death nie, dan kan ons dit challenge en sê, maar hierdie plant kom hier voor, en wat ons op die liggaam gevind het, stel nie ooreen met waar jy gesê dit gebeur het nie. So plante kan ons ook help. Daar is ander redelike nuwer tegnieke, daar's spektrometrie, daar's DNA tipe toetse wat ons kan gebruik op die liggaam om vas te stel ook in watter tipe omgewing dit was, maar vir nou, vir wat tot ons beskikking is, gebruik ons soms entomologie as 'n groot postmortem interval helper, en ook die plante groei in die omgewing, ja. Ja, net om terug te kom, so
kom 'n entomoloog dan daarin om julle te help, of is daar entomoloog wat spesialiseer hierin? Ja, weer eens, daar is nie regtig in Bloemfontein op hierdie stadium iemand wat dit doen nie. Daar is 'n paar entomoloë in Suid-Afrika wat ons dan kan bel en kan sê, asseblief kom help ons met hierdie geval. Maar dit is 'n passie van my. So hopelik in die volgende 5 tot 10 jaar, I will be the bug lady. It brings me great joy. Ek kry verskriklik baie genot uit insekte en hulle lewensiklusse. So ja, op die oomblik het ons nie iemand nie, maar daar is hoop en ons weet ons kan die foon optel en op iemand se knoppie ergens anders in die land druk om ons net 'n bietjie te kom help. Ja, ons het by die universiteit 'n entomologie afdeling by Forensic Sciences, so ons kan hulle ook bel vir raad, maar ons het nie op die oomblik 'n forensiese entomoloog wat gespesialiseerd is in daai veld nie. So dit is nogals 'n opwindende nuwe ding. O, baie. Ja. Sien vreeslik uit die toekoms, wat die toekoms inhou. En dan, hoe werk julle met DNS en laboratoriumtoetse vir julle werk? Hoe koppel dit by julle in? So, deel van ons werk, kom ek verduidelik net gou, ergens het ek dit nie verduidelik nie. Ons rol as forensiese patoloog in Suid-Afrika is om eerstens die oorsaak van dood vas te stel, tot die beste van ons vermoë. Dan die tweede ding wat ons doen, is ons probeer DNA versamel, of DNS, for that matter, ons probeer die DNS versamel, sodat ons kan help met identifikasie van die persoon. Okay? Die derde ding wat ons doen is, ons probeer die postmortem interval vasstel, en die vierde ding is, ons versamel evidence van die liggaam af, wat dan kan help met hierdie geval. Nou, die DNS deel, is nie noodwendig van toepassing op al ons lyke nie. Daar's baie mense wat provisionally geïdentifiseer is. 'n Familielid bring 'n ID-dokument, iemand bring 'n foto, iemand kan vir ons sê, hierdie mens behoort aan ons, en in daai geval noem ons dit provisional identification, en as die polisie daarmee tevrede is ons tevrede daarmee. Maar, die probleem kom in wanneer ons nie die liggaam kan identifiseer nie. Wat ons baie in winter sien, is plekke wat afbrand, veral klein behuising, wat totaal afbrand en mense verkoel. Ons kan hulle nie identifiseer nie, gebaseer op 'n eksterne ondersoek nie. So in daai geval vat ons DNS, en dit kan enigiets wees, van tande tot bene, tot sekere weefsel wat ons dan versamel vir die polisie, of mense wat erg ontbind is, dis baie moeilik om hulle met 'n uiterlike identifikasie te kan doen, so dan maak ons ook DNS bymekaar, en dan gevalle van treinongelukke, of mense wat in ernstige ongelukke was, wat heeltemal vergrys word, en ons kan hulle nie uiterlik identifiseer nie, dan versamel ons ook DNS-monsters. So dis ons werk om die DNS-monsters bymekaar te maak, en dan stuur ons dit na die polisie se lab toe, wat dan verder die ondersoeke doen, en dan terugvoering gee om te sê, hierdie is Pietie, Kosie, Jannie, en ons kan hulle vergelyk met 'n familielid. So, die belangrike ding om te kan verstaan is dat daar 'n databasis moet wees vir ons om hierdie mens mee te vergelyk. En die probleem kom in as dit iemand is wat unidentified is, daar's geen familie om hom meer te identifiseer nie. Ons het nie die databasis om iemand te kan identifiseer as hy byvoorbeeld van 'n ander land afkom. En ons sien dit soms, ons het migrante wat doodgaan in Bloemfontein, en dan kan ons hulle nie regtig identifiseer, tensy daar 'n familielid na ons toe kom en sê, hierdie is ons persoon, vat my DNS, en dan kyk ons of ons dit kan vergelyk. Ja. Sjoe, dit is nou nogals... Ek dink net, ek wonder altyd die vermiste mense en die ongeïdentifiseerde liggame. Dit is vir my so, is 'n mens al daai goed net iewers bymekaar kan bring, maar dis sulke moeilike, ek weet dis oorsee ook nogals 'n komplekse. Dis baie moeilik. Daar is 'n universiteit in ons land, Wits, wat 'n hele decedent identification unit het, wat ongelooflik goed is. Ons het vir 'n kursus gegaan daar, ek dink in 2023. Dit was ongelooflik om te sien wat hulle daar doen by Wits. Hulle is besig om 'n hele databasis op te stel vir al hierdie ongeïdentifiseerde lyke, en dis wonderlik. Hulle doen regtig goeie werk. Ons het nie so iets in Bloemfontein nie, maar ons kan baie by hulle leer. Ja. Dalk eendag. Ja, ons sit dit ook op die lysie. Ja. Is daar ooit 'n geval waar jy gedink het iemand was vermoor, wat toe glad nie die geval was nie?
Ja, dit is soms, jy weet, soos wat ek sê, ons gaan nie altyd na die scene toe nie. Ons word net na die scene toe geroep as dit byvoorbeeld iets is wat die polisie nie mooi kan uitpleis of hulle het ons hulp nodig met die postmortem interval. So as jy nou daai stukkie uit die legkaart uithaal en dan van ons verwag om 'n diagnose te maak net op die eksterne en 'n bietjie geskiedenis, dan raak dit soms 'n bietjie moeilik. Partykeer lyk vir ons asof daar kneuswonde is, maar eintlik is dit dan net decomposition. So ontbinding kan soms dinge baie vermoeilik. Dit kan goeders wegsteek wat 'n mens nie kan sien nie, of soms kan dit goed ontbloot wat mens wel wil kan sien. So soms is dit moeiliker gesê as gedaan. Dit kan baie maklik wees partykeer en heel eenvoudig en baie keer kan dit gekompliseerd wees. Byvoorbeeld liver mortis ook. Liver mortis kan soms soos 'n besering lyk en vir die leek kan dit lyk asof hierdie ou erg geval het of geslaan is, maar dis eintlik net liver mortis. So dis waar ons ondervinding ook saak maak en soms bel die polisie ons vir hierdie tipe gevalle om te kom sê, kom help ons, kan jy net kom kyk, dit lyk asof hierdie persoon aangerand is en as ons mooi kyk en besef, dis eintlik maar net hoe hulle gelê het, so daai is nie eintlik kneuswonde nie, dit is maar net liver mortis. So ja, daar is soms gevalle wat ons 'n bietjie omvergooi en ander kere is dit glad nie wat ons gedink het nie. En dan sulke reekse, ek dink mense is gefascineerd, CSI Bones, is daar enige akkuraatheid in hoe hulle patologie uitbeeld? Ek dink dit is baie van dit is Amerikaans en hulle het baie hulpbronne. Jy moet verstaan, dit breek my hart om sulke goed te kyk want dit is ongelooflik en dis wow en jy weet, hulle het alles wat hulle het op vingerpunte en screens en dit in Suid-Afrika is dit nie so nie. Wel, in Bloemfontein nie eintlik glad nie. Ons het wat ons het en ons doen wat ons het met wat die minste wat ons het. So hulle laat dit lyk soos een of ander glamorous 'n professie om in te wees. Dit is nie. Forensiese patologie is, ons is ergens onder in 'n dungeon. Ons is ergens onder besig met 'n proses wat moeilik is. Ons het nie altyd water nie. Ons het nie altyd elektrisiteit nie. Partykeer is ons regtig in 'n put van verdriet, maar ons doen wat ons kan met wat ons het. So, partykeer daai programme breek my so klein bietjie, want dit klink asof dit baie glamorous is, en die patoloog is altyd mooi in 'n wit jassie, en dit lyk altyd baie mooi. Niemand het ooit wit jassies by ons aan nie. Dis altyd vol bloed of vuil, en iemand het sy gumboot het 'n gat in. So nee, ons daai prentjies lyk asof alles baie mooi idillies is en skoon is, dit is nie. Dit is 'n rowwe plek om in te werk, dit is vuil, daar is reuke, dis nie, ons het nie screens waarin ons raak en ons het nie die voorreg om ons toetse in 2 dae te hê nie. Dit vat lank vir ons goed om terug te kom. Toksologie, DNS, histologie, daai goedjies vat tyd om terug te kom. So ons het nie altyd dadelik antwoorde nie. En partykeer skep hulle hierdie ideologie dat forensiese patologie vinnige antwoorde skep en ons kom gou-gou by die cause of death uit. Ons doen nie altyd nie. Partykeer vat dit tyd. Ja. En julle verhouding met die polisie en die howe, hoe presies, ons het 'n bietjie daarin geraak, dink ek, maar moet julle baie keer ingeroep word as daar 'n saak is om bewyse nou te lewer? Verseker, so die proses waar ons die liggaam ondersoek het en die autopsie en al die toetse, sit ons dan bymekaar, en daai verslag is basies deel van die evidence, wat ons inhandig, en dan sal die howe daarna kyk. Die prosecutor sal al die inligting vat, hulle sal daarna kyk, en dan sal hulle besluit, is hierdie verslag voldoende? Het hulle genoeg ander witnesses om 'n besluit te kan maak? En baie keer gaan ons nie hof toe nie, ons gaan nie hof toe vir al die gevalle nie, maar daar is verskeie geleenthede wat geskep word vir ons om wel te gaan, want hulle voel die dokter kan 'n bydrae lewer tot die saak, ons kan iets verduidelik aan die res van die hoof, die res van die defense of die prosecution, en dan kan die
ons ingeroep word as expert witnesses om te kan getuig oor wat ons gevind het en of dit sin maak. Daar's byvoorbeeld ander getuies wat goed sal sê wat nie by ons inpas nie. En dan voel dit soms asof veral die defense ons sal challenge. En hulle sal so hard as moontlik probeer om wat ons sê nie geldig te maak nie. So, dis een van die dinge van 'n forensiese patoloog. Jy moet weet as jy hof toe gaan jy jou man of vrou moet kan staan, want die defense gaan jou probeer takel en aftakel en hy gaan gate in jou expert witness vermoë skiet. So jy gaan moet stick to your guns, bly by wat jy gesê het, as dit wat jy gevind het en dit is waar. So die hof toe gaan ding is iets wat ek vreeslik geniet, en dis 'n ander aspek van forensiese patologie wat almal nie altyd in ag neem nie, is dat 'n groot deel van ons werk spandeer ons in die geregtelike medisyne, eerder as net die kliniese deel van die autopsie. Ja, ek wonder of dit toevallig is daar patoloog wat met mekaar in die hof gestry het oor sake. Verseker. En dit gebeur meer as wat 'n mens dink. Jy kan 'n patoloog kry wat die autopsie gedoen het, en dan kry jy 'n patoloog wat dalk 'n tweede autopsie gedoen het, wat die familie aangevra het, en daar kan 'n dispuut ontwikkel. Of dit kan byvoorbeeld 'n geval wees wat gebeur het, en dan het experts van buite af besluit, hierdie maak nie vir hulle sin nie, en dan vra hulle vir die ander patoloog om 'n expert opinion te lewer, en dan word daar basies 'n opinion report geskryf. So dis nie heeltemal dieselfde as die persoon wat die autopsie gedoen het nie. Maar dit is dan patoloog versus patoloog, en dit kan nogal rof raak. Kyk, ek dink nie dis 'n mooi prentjie nie, en ek dink elke dokter daar buite, of jy nou 'n patoloog is en of jy nou 'n kardioloog is, ons kyk tog na mekaar en ons verstaan die veld van medisyne. Maar ek dink dit kan rof raak as daai patoloog verskil. En dan, again, jy stick to your guns, en dan is dit die howe se besluit om te kan sê, hulle glo eerder hierdie een of hulle glo daai ene. Maar dit kan rof raak, ja. En hierdie loopbaanreis na patologie toe, hoe presies werk dit? En enige raad vir iemand wat sal belangstel daarin? Ek wil net sê, dis 'n lang pad, so jy het baie padkos nodig, en keep hydrated. So die journey begin basies by medies. So jy studeer medies vir 6 jaar by enige ander universiteit behalwe Bloemfontein wat dit 5 jaar is. Nadat jy daai 6 jaar voltooi het, spandeer jy 2 jaar as 'n intern en 1 jaar as 'n gemeenskapsdiensdokter. So in al het jy nou 9 jaar agter die rug. Na daai 9 jaar verwag hulle van jou om byvoorbeeld ons noem dit 'n medical officer te word of 'n GP. So jy sal 'n jaar spandeer of 2 in die veld van breë medisyne, en in daai jaar of 2 kan jy dan besluit om 'n diploma te doen in forensiese patologie, en daarna kan jy aansoek doen vir 'n registraarpos. So 'n registrar is basies 'n training specialist, en dit in Bloemfontein vat 5 jaar. So jy het nou jou 9 jaar plus 'n jaar of 2, so kos maak dit 11, en dan sit jy nog 5 jaar daarop. So dit is 16 jaar om 'n forensiese patoloog te word in Suid-Afrika. En ja, die paadjie is redelik intensief. Jy word so baie blootgestel, en dis die ding wat mense nie altyd besef nie. Forensiese patologie is half die eindpaal, maar die beginstadium kan rof wees. Daai internskap en gemeenskapsdiens is rof vir enige dokter in Suid-Afrika. Jy word regtig in die diep kant ingegooi, en jy het soms nie die ondersteuning wat jy nodig het om te kan doen wat jy moet doen vir die pasiënte nie. En dis een van die dinge wat my vroeg laat besef het, ek geniet medisyne, maar dis vir my beter om aan die ander kant te wees, om te kan help vasstel wat gebeur het, eerder as om die pasiënt in die lewe te probeer hou. Sjoe, dis nogals interessant. En enige opmerking oor hoe tegnologie gevorder het die afgelope paar jaar? Ek weet, ons het nou gesoos as hier in Suid-Afrika 'n bietjie baie agter met ja, ons is, maar dit beteken nie ons kan nie lees nie. Ek het eergister 'n artikel gelees oor wat in Japan aangaan,
En dit is 'n redelike algemene ding dat forensiese patoloë wurtopsies doen. So dis behels basies, ons kry die liggaam, ons ondersoek hom en dan sit ons hom weer deur 'n scanner wat complex CT's doen in verskillende aspekte. En dan kyk ons na daai CT en ons kyk na die geskiedenis, sit dit bymekaar en dan baie keer hoef hulle nie 'n autopsie te doen nie. Ons hoef glad nie oop te sny nie. Ons kan 'n diagnose maak op wat ons sien op die CT scan. As die persoon in 'n karongeluk was, is daar spesifieke patrone van frakture waarvoor ons kyk en dan hoef ons nie die autopsie te doen nie. So wurtopsie is 'n redelike groot ding in die forensiese patologie wêreld. En dan is daar, ek het onlangs Prof Ryan Blumenthal se boek gelees, Truis, en hy het vertel van 'n hond wat hulle nou het in Pretoria. Die hond se naam is Smoef. En die hond help hulle om in omstandighede te kan funksioneer wat so bietjie risky is. Maar ons moet net altyd kyk na die voor- en die nadele. Hy praat selfs oor Smoef wat die bullet sal vat as dit 'n omstandigheid geskep word wat dit gevaarlik is. Daar's dalk 'n skietveld of 'n bom area wat hulle mense gekry het. Smoef sal daar ingaan, maar Smoef het gesukkel toe dit kom by rowwe terrein, toe sy beentjies vol stof word, toe hy nie meer gewerk nie. En Smoef kon ook nie lekker bo tafel sien wat daar gelê het. Daar was dalk stukkies belangrike evidence wat ons in ag moet neem. So daar is tegnologie, maar ek dink op die oomblik is wat ons met ons hande doen unreplaceable. Ek dink en wat ons kan sien en dinge bymekaar kan sit is nog nie heeltemal hulle kan dit nog nie heeltemal met tegnologie doen nie. Ja. En dan eindig ons altyd af met 'n lekker pretvraag. Nou, dis vir my baie ons praat nou oor die liggame en die dood en goeie, so dis baie vreemd om dat te sê, kom ons doen die pretvraag. Maar in die gees van pret. My vraag is wat is die reeks wat jy al gekyk het, wat vir jou gewys het, hierdie is die mees onakkuraatste uitbeelding van forensiese patologie, of? Ek dink ek gaan sê CSI. Dit voel net altyd vir my, dit is hierdie, dit is al klaar baie glamorous en exciting, en jy weet, almal is excited, en hulle het al hierdie machinerie, en al hierdie tegnologie, en hulle maak as dis regtig prestigious. As daai ek dink is die Vegas een, ek kan nou nie onthou nie, maar dis so vroue patoloog wat oprok en sy het altyd hakskoene aan, dan dink ek, vader, vrou, ons lewe in gumboots in 'n dungeon ergens vol bloed. Dit is glad nie wat ons doen nie. So soms maak hulle asof hierdie een of ander glamorous event is. Dit is nie. Enigiemand wat die dood ondersoek, verstaan dat ons gaan vuil word, ons gaan reuke moet aanvaar, ons gaan moet aanvaar dat dit wat ons het, is soms minimaal, maar ons gebruik dit tot die beste van ons vermoë, en ons maak die beste daarvan. Waar soms in daai programme, veral CSI, is hulle net so geseënd met alles, dat hulle vergeet het waar mens begin het, en dit is die core om die dood te ondersoek is, jy gaan vuil word, en it is going to get messy and smelly, and that's okay. Hulle laat dit net lyk soos een of ander prestigious, glamorous werk, wat dit glad nie is nie. Ja. Ja, hulle doen modelwerk, terwyl hulle dit is glad nie so nie. Ja, nee, verseker CSI, definite, nie wat 'n forensiese patoloog doen nie. Okay, so, as julle niks anders onthou nie, onthou ook, CSI is nie die werklikheid nie. Dit is verseker nie. Baie dankie vir al dokter se tyd. Groot plesier. Ja, ek het dit baie geniet. Baie dankie vir die voorreg. Dit was regtig lekker. Baie dankie. Dan. Sien julle volgende keer. Weet jy